hier's bewyse in die grond dat ons is besig om iets anders te doen. Ons is besig om die natuur 'n kans te gee om 'n verskil te maak. Ek is Junior Ferreira. Ek boer hierso tussen Bethlehem en Lindley in die Oos-Vrystaat. Ons boer hierso met geelmielies, sojabone en bovellerbeeste. Die plaas wat ons nou opry is die oorspronklike plaas wat my oupa Grootjie op begin boer het in die vroeë 1900s net na die Boereoorlog. Dit is altyd lekker om te kan wees ek is die nageslag wat nog gelukkig genoeg is om op die oorspronklike familiegrond te wees. As ons so uitkyk na ons regterkant toe nou, sal ons sien daai bome daar's waar die ou oorspronklike familiehuis was. As ons praat van landbou, dan het ek altyd 'n interessante siening daaroor. Landbou beteken tog, as jy na die woord gaan kyk, om die land te bou. Om die hele land te bou, nie net die grond fisies wat ons hier kan sien of die veld nie, maar die hele land, die hele gemeenskap te bou. So dis vir my baie belangrik as enige landbouer, as jy jouself 'n landbouer wil noem, is om betrokke te wees in jou gemeenskap en om die grond fisies ook op te bou in die natuur of vir die beter na te los vir die volgende geslag. OK, so die lande wat ons nou hier verbyry is lande wat mielies gehad het wat nou sojas toe moet gaan. Hier is 'n paar verskillende bewerkingspraktyke beoefen wat ons nou eintlik hier voor by die volgende land beter kan uitwys. Die agtergrond van die land hier agter ons is 'n interessante agtergrond. Dis die land wat my georeed het om te begin minimumbewerking en herlewingslandbou te doen. Ek het die land gebraak, as ek reg onthou, in 2010. Wat ek het anders te gedoen het as die norm. Die meeste van die ouens sou veld gebrand het. Ek het gesê nee, brand is sleg. Ons het daai veld doodgespuit, omgewerk, bietjie groenvoer geplant vir die winter en toe weer vir die somer en toe het ons van daar af die land toe eers begin beplant. En hoekom ek sê die land het my begin ooreed dat ons doen goed nie so reg nie is die land net agter ons wat ons nou sal skiet, het in dieselfde jaar die helfte van die opbrengs gegee as die land. Nou sal 'n paar boere vir jou sê, ja, dis die braakvoordeel, is die nuwe land. Daar is 'n groot deel waarheid daarin, maar 10 jaar later outperform hierdie land nog steeds al die lande rondom hom met dieselfde reënval. So wat is die rede daarvoor? Volgens my net goeie, gesonde, biologiese lewe in die grond, hoër organiese materiaal as die ander lande. Dis die enigste rede hoekom die land sal beter doen in my oë as die ander. Wat dan nou hier huidiglik op die stuk land aan die gang is, hier het ons net gestroop, ons het niks na stroop gedoen nie. Dit was 'n ongelukkige moeilike seisoen. Hier moes gespuit gewees het, hier moenie so baie onkruid wees nie. So dit is 'n fout wat gebeur het as gevolg van die omstandighede van die seisoen. So die eerste ding wat nou hier gedoen moet word, is hier moet 'n onkruiddode gespuit word om die onkruide dood te kry en dan gaan ons sojas nou-til plant net so deur die stokke. Die ideaal wat ons eintlik wil hê, en dit is waar ons dan nou begin oorskakel na het sy striptil of nou-til of min-til toe is, om hierdie stoppels bo op die grond te lê soos wat ons hier kan sien. Ons wil hulle bo op die grond hou, dat hulle natuurlik kan verweer. Behalwe vir dit, gee hulle ook skaduwee op die grond, want die grootste vogverlies wat ons het, is die son. Maar as ons die grond net so oopmaak, kom kyk die verskil in wat hier op die grond aan die gang is, teenoor waar dit kaal is. Jy kan sien hoe breek die materiaal af. Dit is hoekom ons die term herlewingslandbou gebruik. Daar moet lewe in die grond wees. OK, in die land wat ons nou staan, is hier dan nou 'n bewerking gedoen wat ons noem dit sommer net 'n stoppelbewerking. Dis net 'n implement wat die stoppels bietjie platter kap en in kleiner dele deel. Soos mens nou kan dink aan die land waar ons nou net was, staan al die stokke nog regop. Hier lê die stokke hoofsaaklik meer plat. Ons het 'n bewerkingkie wat bietjie grond versteur, maar nie baie nie. So dit is nog steeds kwalifiseer dit as minimum bewerking praktyk. OK, om dan nou vinnig oor hierdie deel van die land te praat. Hier is 'n hoë spoedbewerking gedoen, so wat mens dadelik kan sien is jy sien baie meer kaal grond. So die idee, dit is maar die praktyk wat ons nog die hele tyd gevolg het, was om na stroop, as die vee uitgekom het, vinnig die hoë spoed dis oor te hardloop, vou die materiaal net bietjie in, laat dit nie wegwaai nie en 'n bietjie van daai winteronkruide uit te sny eerder as om dood te spuit. Na 6 jaar het ek agtergekom die praktyk werk, maar na 6 jaar het daai hoë spoed disbewerking vir my 'n kompaktering van die grond begin veroorsaak wat gemaak het dat reënwater stadiger in die grond ingaan as wat dit was voor dit.
So dit is hoekom ek nou hierdie 3 verskillende metodes beproef is om te kyk wat gaan die toekoms vorentoe wees vir my in die proses. Gaan ek by die hoëspoeddisbewerking bly? Gaan ek eerder na net 'n stoppelbewerking toe gaan of gaan ek begin te ophou my stoppels werk dat hulle natuurlik staan soos wat meeste ouens in die praktyk dit eintlik wil hê? Ons het nou basies 5 minute gery aan sê maar 'n kilometer en ons is nou net by lande gekom wat laas jaar sojabone was. Nou natuurlik sojabone los baie minder materiaal as mielies. As mens nou selfs sou die lande nie bewerk gewees het nie, sou hulle in elk geval baie kaler gelyk het. Wat wel interessant sal wees, ek het nou ongelukkig nie lande hier wat dan nie op bewaringslandboupraktyke toegepas is in die verlede nie. Om te vergelyk nie, maar as ons hierson nou in die grond krap, sal ek 'n tlyt breek en sal jy sien hoe lê die koolstof en die goed van die vorige materiaal wat afgebreek het duidelik in die grond, omdat dit gelos is om natuurlik af te breek. So ek is baie opgewonde oor wat ek hier gesien het. Toe ons die grond nou, soos ek vroeër gesê het, die slegte ding moes doen en die grond moes breek. Ten minste een goeie ding wat jy daaruit kan sien is spesifiek na die stukkie tlyt kyk. Kyk die aardwurm se kanaaltjie wat daar sit. Hier's maar net dis nou 'n getuienis van wat ons gedoen het 'n verskil gemaak. Hier is bewyse in die grond dat ons is besig om iets anderster te doen. Ons is besig om die natuur 'n kans te gee om 'n verskil te maak. As ons praat oor wurms in spesifiek, dan gaan ek bietjie verder teruggaan. Kom ons gaan 30 jaar of 25 jaar terug toe ek 'n kind was. Het jy enige plek in die tuin 'n spitvurk ingedruk en jy het 'n handvol aardwurms uitgehaal en net gaan visvang? Toe ek op die plaas gekom het op 'n jong ouderdom van 20, toe is dit nie meer so nie. Nou, jy het gekry, maar baie minder, en toe ek by die punt kom van 25, toe kry jy nie meer nie. En dis maar alles goed wat stawende bewyse was dat ons is besig om skade te doen. So sedertdien vanaf ek my praktyke verander het, minder insekdoders gebruik net waar nodig insekdoders, het ons verseker 'n verskil begin te sien. Nou is ek weer terug op 'n punt waar ek druk 'n spitvurger en ek kan 'n handvol aardwurms uithaal en ek kan gaan visvang. Ons weer terug waar ons was. Om betrokke te gewees het net by ons plaaslike boerevereniging het vir my verskriklik baie waarde bygevoeg in die vorm van om by ander boere net as my pa te leer uit die praktyk uit wat hulle doen, te leer uit die ervarings wat hulle klaar gehad het om nie foute te herhaal wat jy maklik net vir iemand of iemand anders net maklik vir jou kon sê. Ek weet moenie daar gaan nie, dit werk nie in ons omgewing nie. So dit het vir my die baie groot waarde gehad en dan net om te sien hoe mense kan positief wees in negatiewe tye. Ek het baie keer die ervaring al gehad dat ek self battle met negativiteit want dit gaan sleg. Ons het 'n swak oes en ons swak produkpryse. Jy het uitdagings aan alle kante. Dan is dit 'n boerevereniging vergadering, dan is jy sommer negatief oor dit ook want iemand gaan nou weer iets sê of iets. Dan kom jy daar en dan binne die eerste 10 minute is al die negativiteit uit. Klomp ouens wat bymekaar kom positief is, sê weet jy wat, ons gaan hier deurkom, ons gaan hier lig weer sien en dit verander net jou hele ingesteldheid onmiddellik. Soos enige jong man wat 'n bietjie rebel in hom het ek toe op die plaas kom het gedink ek gaan iets heel anderster doen en ek gaan met boorhane begin boer. En so 'n bietjie met die boorhane gespeel en toe eintlik agtergekom, maar weet jy wat, pa was reg, Bovelders is die bees wat die beste aard by ons. En toe weer teruggeskakel Bovelders. Toe nie eintlik nie, ek het maar net die boorhaan kudde laat gaan en die Bovelder kudde weer uitgebrei. So dis 'n ras wat vir my goed aangepas is in ons area, is 'n ras wat ek ken, vertroud is mee, ek het groot geword met die ras, so dit is maar my hoofmotiverings. Huidiglik is net die bekendheid van dit. As dit by herlewings of bewaringslandbou kom, is ek nou met die beeste regtig in die beginstadiums, in die groeistadiums. Ons pas dit al vir 'n paar jaar toe, my pa het dit begin doen wat ons die troppe bietjie groter gemaak het en vir beperkte tye in 'n kamp gehou het. Ons het nie meer die beeste vir 'n maand in 'n kamp laat loop nie. Ons het die troppe bietjie groter gaan maak, ons loop 'n week in 'n kamp, skuif na 'n volgende kamp toe. Laat jou beeste regtig die beste gras eet en laat hulle kondisie nie val nie. Dat jy probeer jou voedingspyl ook, kwaliteit van kos, dieselfde hou die hele jaar deur. So vir jaar is my troppe klaar dubbel die grootte wat hulle laas jaar was. En as dit nou in die groeiseisoen kom wat ons begin groen gras vreet, nie meer die bale soos ons hier kan sien nie, dan gaan ek hulle begin te elke derde dag gaan ons hulle begin skuif in die volgende kampe. Volgende jaar gaan ons dan probeer kyk om die kampe weer die helfte kleiner te maak of die troppe weer 'n keer groter te maak en hulle dan te kry op 'n punt waar ons gaan skuif elke tweede dag of een keer 'n dag. Maar die voordeel wat jy kry is, omdat jou diere
baie meer kompak en nader aan mekaar staan. So 'n bietjie groter kompetisie om te vreet, so hulle vreet die gras baie korter en baie vinniger, want hulle staan nie in rus nie. Hulle moet nou eet en klaar eet, anders gaan hulle dalk nie 'n beer kry nie. En omdat hulle meer staan en minder op kolle gaan lê by die krib of die lekbakke, kry jy 'n beter verspreiding van mis en urine ook oor jou veld, wat 'n vorm van bemesting is. Vir jaar was nou besonder, ek het vir die tweede jaar in 'n ry dit reg gekry om besonderse hoë dragtighede te hê. Ek sal die syfer reguit sê, tweede jaar in 'n ry was 97% dragtig van my kudde, so dis fantastiese resultate. Die sê ding gehad laas jaar toe ons 'n mishoes op die lande het, toe sê ek maar ek het 'n rekordhoes in die veld, want ek het 'n rekord hoeveelheid kalvers wat aankom. So ek is baie positief daaroor. Waar ons heidaglik staan is ek basies amper klaar gekalf. Dankie. Basies klaar gekalf. So ek is baie positief oor die beesboerdery vir die seisoen wat kom. So my toekomsvisie is hier's 'n geleentheid om 'n verskil te maak, hier's 'n geleentheid om iets te bereik en ek dink meeste mense wat 'n positiewe ingesteldheid oor die lewe het, sal dit so sien. 'n Voorbeeld wat ek baie keer vir mense sê is as jy die vermoë het om 1 sakkie teer te koop en net die pottel voor jou huis toe te maak. As almal in Suid-Afrika wat die vermoë het om dit te doen, dan ons oor 'n week nie meer 'n pottel in Suid-Afrika nie. Kom ons fokus om die land die potensiaal uit te laat leef wat hy het. Ek dink ons klomp fantastiese mense in die land wat almal eintlik 'n goeie verskil wil sien eerder as 'n slegte verskil.